wil net vir julle sê dat hier's nou 'n paar mense wat nie hier is nie, wat siek is vanoggend. Omwille met 'n liggaamlike ding wat aan die gang is wat hom weerhou om diens toe te kom, en ek wil nie ons moet vanoggend ook aan hom dink in hierdie oomblik. En dan het oom Hans op vir my kom sê dat oom Andrei van Sail gaan ook deur 'n tyd en tannie se boetie het ook die kankerstryd. Ek wil ook vra dat ons vanoggend vir hulle sal saam. Ons moet ook nagmaal vir hulle neem vanoggend, sodat die Here daar waar ons nie kan nie, hulle kan genees. Ek glo in absolute genesingswerk. Ek glo dat waar ons vanoggend sit, of hulle hier is en of hulle nie hier is nie, dat die Here se hand by hulle kan uitkom en hy kan hulle genees. Halleluja. En ek wil vanoggend vra, is daar iemand wat bereid is om op te staan in hulle plek en sal sê, Here, ek sal hierdie beker vir hulle neem vanoggend. Here, ek sal hierdie broodjie neem vir hulle vanoggend. Halleluja. Net twee mense, die wat wil, kom, almal kan kom. Hoe meer, hoe beter. Kom ons doen dit vanoggend, ons tree vir hierdie mense in. Halleluja. Ek glo bo alles het die Here eintlik hierdie oggend bestuur as 'n genesingsoggend. Here ontmoet met sy mense, met sy volk, om weer hulle harte te bind. Om weer bietjie in siekte toestande hulle sy kinders te genees. Om hulle weer aan te raak en hulle aan te doen met krag vanoggend. Weet jy dat ons sit in 'n tyd. Ek weet nie of jy kan gou vanaand om hier rond kyk. So 2 maande terug voor winter aangebreek het, was ons vol. Die oomblik as winter kom, dan kom dit met siektes. Dit kom met probleme. Liggame wil nie meer. Dis mense wat sit en hulle liggame raak moeg. Maar halleluja, ons is vanoggend bevoorreg om nog hier in die huis van die Here te sit. Liggaamlik kan ek nog beweeg. Liggaamlik kan ek nog iets doen vir die Here. En partykeer vir ons liggame, wanneer ons net so 'n bietjie voel, is ietsie wat opkom, dan wil ons dink, Here, moet ek kerk toe kom, moet ek nie? Baie keer, Tannie, ja, ek hoor wat Tannie sê. Baie keer siekte toestand ons, om uit te kom waar dit belangrik is. En die kerk is nie die belangrikste, die Here Jesus is die belangrikste. Maar die skrif ons moet nie ons onderlinge wees. Met ander woorde, die Here maak hierdie tyd vir ons, sodat ons by hom kan wees. Jy kan in jou huis ook by hom wees. Want dit is soveel lekkerder hier. In die corporate worship, hier in die gemeenskap, want hier kan ek getuienisse hoor.
Hier kan ek saam bid. Hier kan ek dit saam met almal ervaar, dit wat die Godheid vir ons inspoor het. Ek wil net kortliks vir die skrif lees. Ek wil kortliks met die deel. Ek dink julle, die musikante kan so vir 'n wyle gaan sit. Nie te lank nie, moenie te gemaklik raak nie. Hy sê in Lukas 4, vers 18. En dis Jesus is in Nasaret, en ek lees vanaf vers 17 af, vers 16. Hy sê, toe kom hy in Nasaret, waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja aan hom oorhandig, en toe hy die boek oopmaak, kry hy op die plek waar geskrywe is. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryzel is van hart te genees. Om in die gevangenes vrylating te verkondig, en die blindes herstel van gesig. Om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. My hoofteks vir vanoggend was Jesaja 61. Jesaja 61 is presies wat hierdie gedeelte sê. Hy sê in vers 1, die Gees van die Here is hier, die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van gevangenes. Nou vanoggend, toe ons gesing het, dat die Gees op ons kom, het ons gesing dat ons gaan vry wees. Amen. Die Gees van die Here is hier vanoggend om jou vry te maak. Hy is vanoggend hier, die wat gebroken is van hart, om jou te genees. Hy is vanoggend hier vir die wat blind geword het, sodat jy weer kan sien. Hy is vanoggend hier om die wat in siekte toestande sit, om weer vir jou genesing te bring, vir jou 'n bietjie oorwinning te bring, en jou 'n bietjie te herstel vanoggend. Weet jy dat ons kom baie keer na die huis van die Here toe? Leon, wie het al ooit by 'n partytjie sonder 'n persent opgedaag? En dan sien jy almal bring 'n geskenkie. En dan dink jy, o, wêreld, ek moes jou ook ietsie gekry het. En dan voel jy 'n bietjie sleg. Is dit nie? Ja. So baie keer kom ons kerk toe, die Jesus het nie 'n persentjie vir ons, maar het ons 'n persentjie vir hom. Hy bring genesing vanoggend. Hy bring vir jou oorwinning vanoggend. Hy bring vir jou al hierdie goeders wat jy vanoggend nodig het. Maar wat het jy vanoggend om vir hom te offer? Sien kind van die Here, dis maklik om vanoggend te sê, ek gaan my gewete sis, ek gaan kerk toe kom, ek is hier, die pastoor en almal het my nou hier gesien. Maar het jy ooit gewonder of dit God behaag en dit wat jy saam met jou gebroei het? Baie van ons het op 'n tyd 'n gewoonte gehad en ek bedoel dit nie lelik nie, asseblief moet my nie kruisig as ek dit vanoggend sê nie, maar om sê gewoonlik as ons by die deur instap, ek skud dit af. Ek pleit myself onder die bloed. Nou wil ek vir sê, baie keer pleit jouself onder die bloed, maar jou gedagtes bly nog steeds by die dinge daar buite. Here, vat ons maar weg. Kom sit jy hier, dan top jy oor dit. En dan wonder jy, Here, waar kom dit vandaan? Iemand het eendag vir my geleer en gesê, sit dit buite die deur. Al het so 'n bietjie van jou, sit dit buite. En kyk as jy die diens uitstap of jy dit nog nie gaan vind. Daar's 'n groter kans as jy uitstap, dat dit hulle pad weggevind het, want dit kan nie meer saam met jou gaan nie. Amen. Kind van die Here, ons wil vanoggend vir die Here sê dankie, en ons wil hom eer, en ons wil hom prys, en ons wil sê, Here gee, Here gee, Here gee. Maar wat gee ons terug aan hom? Daar's 'n oulike sê wat sê, when prayers go up, blessings come down. Dis 'n koortjie ook.
Maar wat gebeur in daai oomblik? Voordat dit afdaal? Iets moet opgaan. Iets moet by hom uitkom, sodat hy weer vir ons kan teruggee. Kind van die Here in Romeine 12 vanaf vers 1 sê hy, ek vermaan julle dan broers, hier skryf Paulus aan ons, by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Weet jy, kind van die Here, dat die Here Jesus van ons vanoggend verwag, dat wanneer ek hier instap, moet ek bereid wees om my alles op die altaar vir hom te sit. Amen. Hy het alles ontvang. Hy het alreeds vir jou dit gegee. Hierdie skrif in Lukas en in Jesaja profeteer. Hy begin al te profeteer oor die Messias wat gaan kom, dat hy gaan sê dat die Gees is op my, om die armes te help, om die wat nie genees kan word nie, om hulle tot genesing te bring. Die Here Jesus het dit vir ons gegee, voordat hy hier weggegaan het. En hy het dit agtergelaat, toe hy heen gegaan het. Maar iets kom tekort. Ons baie keer ons liggaamlike offer. Sien, Jesus het sy hele liggaam opgeoffer. Ek weet nie of jy die gedeelte ken nie. Hy het nie net 'n stukkie opgeoffer nie. Sy liggaam was verbrysel. Is onerkentelik geslaan. Vir 'n oomblik soos hierdie. 'n oomblik van herdenking wat ons het vanoggend. Weet jy, toe Jesus hierdie gedeelte heel moontlik gelees het, en hierdie is nie 'n teologiese uitspraak wat ek maak nie, maar heel moontlik het hy geweet, die pad wat nou vir my voorlê. Hy het geweet dat hy gaan geslaan word. Hy het geweet dat my liggaam moet opgeoffer word. Want hoekom? Wil die ewige lewe hê. Hy wou die oorwinning vir ons nader gebring het. En vanoggend kan ons net vir die Here dankie sê, deur op ons liggame weer aan hom te offer. En dis Here, hierdie is my redelike godsdiens vanoggend. Hierdie is my welgevallige offer. Here, my stem gaan ek gebruik tot eer van die naam. Amen. Here, my hande gaan ek gebruik tot eer van die naam. Here, my voete gaan ek gebruik tot eer van die naam. Here, ek gaan loop waar U wil hê ek moet loop. Here, ek gaan praat met die wie U wil hê ek moet mee praat. Here, ek gaan die bedien wie U wil hê ek moet bedien. Weet jy, kind van die Here, Here bedien ons daagliks. Daagliks. Daagliks gee hy aan ons. Die bedien jy daagliks. Met dit wat die Here vir jou gegee het. Baie keer dan kry jy so iets in jou hart, so 'n gedagtetjie. Dan dink ek, joh, ek moet hierdie gedagte deel. Dan dink ek, nee, ek sal dit nie vandag deel nie. Dis dalk net vir my. Weet jy dat die Here wil hê jy moet jou gedagtes uitgee? Want ander moet dit hoor, dit wat die Here vir jou gegee het. Sodat hy meer ondeurgrondelike dinge aan jou kan wys. Weet jy, as jy dit doen, dan is jy besig om onderdanig te wees aan God. Jy's nie onderdanig aan 'n mens nie. Ek hoef nie vanoggend, en ek sê dit met respek, en ek bedoel dit nie lelik nie, maar ek is nie vanoggend hier vir 'n mens om dawe nie. Ek is nie vanoggend hier om jou tevrede te stel en jou gelukkig te maak nie. Dis nie my werk nie. My werk is om te doen waarvoor God my geroep het. Amen. Ek wil vanoggend, ek gaan dit nie langer voorhou aan jou nie. Ek dink dit is heel duidelik vanoggend, dat die Here se hart is dat ons alles aan hom moet oorgee. Amen. En ek weet, hoe ek dit nou gelees het, maak nie heeltemal sin nie. Ek weet, maar Jesus het sy alles vir jou gegee. Hy het vanoggend vir jou genesing gebring. Hy het vanoggend vir jou oorwinning gebring. Hy het vanoggend vir jou lewe gebring, toe jy nie lewe gehad het nie. Toe hy dit aan jou geskenk. Amen. Sy bloed het nie gevloei, sodat ek en jy vanoggend maar net kan dink, Here, dit is lekker nie. Sy bloed het gevloei, sodat ek en jy vanoggend lewe kan hê. Sodat ek en jy eendag hemel kan haal. Sy liggaam is gebreek, sodat ek en jy vanoggend kan verklaar. En sê, Here, ek weet, U liggaam is gebreke.
Dis okay as my liggaam ook gebreek word. Dis okay as iemand nie van my hou nie. Solank as hulle nie van my hou nie, ter wille van Christus Jesus. Is dit okay? Because I'm fulfilling His will in my life. Ek wil sy wil vervul in hierdie oomblik. Ek wil net doen wat die Here vir my gee om te doen. En niks anders te doen. As jy vanoggend nog nie genesing ontvang het, as jy vanoggend nog hier met 'n ongeskiktheid sit, met krankhede sit, en nee, ek sê nie jy is ongeskik nie, 'n siekte toestand in jou liggaam, 'n kwaal, 'n probleem, vat vanoggend die vrymoedigheid. Hy is hier. Dit is al wat saak maak vanoggend. Ek wil vir julle sê, niks anders om ons maak meer saak as dat hy vanoggend hier in ons midde is. Dit maak nie saak wie hier voor staan nie, dit maak nie saak wie daar agter staan en wie daar agter staan nie. As long as he is in our midst. Amen. Vat die opportunity, vat die geleentheid vanoggend. As jy voel, Here, ek het nooit nog 'n bietjie nodig vanoggend. Kom vat. Kom vat. Kom vat. Word vol vanoggend. Mag sy heerlikheid en sy krag oor jou vaardig wees. Mag sy gees jou aandoen met krag vanoggend. So my seentjie het gevra, hy wil bitter graag saam met my koortjie sing vanoggend. En so daai rede het hy dit saam met my gesing. Dit is so spesiaal om vanoggend te weet dat net een aanraking, just a sweet touch of his hand, can change your life. Amen. En dit sal nooit weer dieselfde wees nie. Wil vir u sê dat dit het net een aanraking gekos vir u vanoggend om hier te sit. Een oomblik in jou lewe wat jy besluit het, Here, there's no turning back. No turning back, praise the Lord, no turning back. Ek kan nie teruggaan op die pad wat ek gekom het nie. Ek kan nie weer teruggaan van waar ek was nie. Halleluja. Nou ja, ek het bevoorreg. Ons het vir 'n lang tyd gebid. En die twee pare mense wat ek vanoggend vorentoe wil roep. Ons het 'n nuwe tesourierspaar wat die Here vir ons gegee het. Mense wat ons gaan help om so 'n bietjie die las van die finansies van die gemeente te dra. Ek wil vir man sê aan die Henda vra om asseblief vorentoe te kom. En dan, nou, ek weet nie of julle weet nie, dit lyk nou nie vanoggend so nie, maar oor die algemeen is die gemeente besig om te groei. Okay? Ons groei in siektes ook, dit ook, maar prys die Here, dis amper verby, ons is weer amper terug in lente in, dan gaan al die siekte toestande oorwaai. Maar met dit saam, is die Here besig om ruimte te skep. Nou, waar ek en my vrou vandaan gekom het ons geleer om sisteme te bou, dinge in plek te sit, sodat ons kan regmaak vir dit wat kom. En met dit saam, het ons vanoggend dan ook 'n batebestuurders, wat ons ook saam met hulle gaan vorentoe roep. Ek gaan dan vir Werner en Bianca vra, ja, hulle gaan dan help met die batebestuur. Nou, batebestuur help ons soos met die instrumente, met die inventaris, met die sitplekke, al hierdie nitty-gritty goed, wat nie almal van ons altyd wil doen nie. Die Here het dit beskik dat hulle vir ons gaan help, dan om dit saam met ons te dra, om die werklas so 'n bietjie minder vir ons te maak, en vir hulle 'n bietjie werkies te gee. Amen. Ag, maar kan ek jou vanoggend op die spot sit? Mag ek? Wil julle kom staan asseblief? Mag ek? Amen. Dankie, Here. Dit sal vir my 'n voorreg wees asseblief. Kom hy is netjies. Ek is so trots op hom. Ek weet sal julle sorg vir my. Asseblief. Brei net julle hande so uit. Here, ek dank U vandag dat die woord sê dat U stel aan en U stel af. Here, ek dank U vir die salwing wat U op hierdie mense se lewe geplaas het om te doen presies waarvoor U hulle geroep het om te doen. Here, ek dank U dat U hulle aangestel het in hierdie spesifieke poste. Here, en ek weet dat U is in beheer van hierdie en nie mense. Here, ek dank U dat U hulle sal salf, dat U hulle sal seën en dat U hulle sal toemaak onder die bloed
van Jesus. Here, dankie dat U hulle vooruit laat gaan. En dankie dat U die werk van U, Here, U werk, ook vorentoe vat, Here, en dit seën en salf. Here, want is nie vir onsself nie, maar is all for the glory of you, Lord. Ek dank U daarvoor. Amen. Julle, dit was nou 'n geseënde diens geweest. Amen. Ek voel gestig vanoggend. Ek is so dankbaar dat die Here vir ons gee. So nou ek sê, goed, so, wil jy dan nie net so saam staan nie? Gaan ek net die seën vir u lees? Jy gaan vanoggend jouself seën. Sê die Here sal my seën en my behoed. Die Here sal my seën en my behoed. Die Here sal sy aangesig oor my laat skyn Die Here sal sy en my genadig wees. skyn en my genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor my verhef En aan en aan my vrede gee. Amen. Ons lê die hoog, dierbare Hemelse Vader, ek sê vir U vanmôre, dankie Here vir die diens wat ons aan U kom gee, Here, dat U ons teenwoordigheid vanmôre kon voel. Dankie Here vir die nuwe byvoegings en die werke wat hulle moet gaan doen vir ons, Here, seën hulle. Dierbare Here, gaan ons saam met elkeen vir ons vandag ons verskillende huise toe bring ons vanaand om die bestemde tyd te terug, Here, want U alleen is vandag waardig ongelooflik geprys te word. Dis my gebed in Jesus naam en ek sê vir U dankie daarvoor. Amen.